Goeiemôre aan al my boeties en sissies, want prys die Here. Dis weer lekker om saam met julle te wees na 2 dae, 2,5 dae in die bed. Want met die bronkietes wil ek net vir julle sê, dis 'n eer en 'n voorreg om weer saam met julle te kuier met 'n lekker dagstukkie van Koning Jesus. Ek vra om verskoning omdat ek julle in die steek gelaat het, maar glo my, plat was ek plat. Maar weet jy wat, kom ons bid gou 'n bietjie saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om saam met U, Here, met U woord te kan wees en U dagstukkie te kan wees, Here. En ek weet, Here, daar's iemand wat hierdie woordjie moet hoor, Here, want ons almal leef in dit, Here, en ek vra vir U, Vader, seën ons vandag. Here, al is dit 'n ou koue dag, Here, maar as ons warm in ons harte, Here, omdat ons weet die Gees van God leef in ons, Here. Seën ons nou verder deur hierdie dag en hierdie geleentheid, Here, bid dit in Koning Jesus. Nou my broer, my sussie, ons dagstukkie vandag is bevry van vrees en ook as jou geloof sy glans verloor. Wanneer jou geloof sy glans verloor, kan ons maar gaan kyk, is dit vrees wat in my en jou lewe begin takel het. Kom ons lees so daarso. Ekskuus tog. Efesiërs. Gaan gou vir my na Efesiërs toe. Efesiërs, kom ons begin ons daar by vers 23. Halleluja. Vers 23. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Vers 24. En julle met die nuwe mens moet bekleed wat die God geskape is, 'n ware geregtigheid en heiligheid. Wanneer ons hierdie glans van ons geloof verloor, sê die woord duidelik vir my en jou, as ons kyk vers 23, ons moet ons vernuwe, ons gees en ons gemoed moet vernuwe word. En wanneer ons daai gees en daai vernuwe ons gemoed, kom ons praat oor ons gemoed, daai gemoed van jou moet 'n hupstoot kry, daai gees van jou moet vernuwe word, sê die woord van God. Dit is wanneer ons glans en ons geloof verloor. My broer, my sussie, ons moet vashou aan Koning Jesus. En dan sê hy vir jou vers 24, hy sê ons moet bekleed wat God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Och, die Here sê ons moet heiligmaking nastreef. Ons moet streef om soos hy te wees. Maar om te kan streef om soos Jesus te wees, sal ek en jy moet in geloof kan staan. Ons moet in geloof kan lewe. Ons geloof moet daai grootte van 'n mosterdsaad wees. So ek wil jou vandag sê, wanneer die vrees, en ons gaan nou 'n teks gebruik oor vrees, wanneer daai vrees jou vaspak, dit is wanneer jy toegelaat het dat jou geloof begin wankel, wanneer hy sy glans verloor. Kom ons gaan na 1 Petrus 5 vers 7. 'n bekende gedeelte wat ons almal so uit ons, hy sê, vers 7, hy sê, kom ons gaan eers vers 6 toe man. Hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hoor net hierdie mooi woord van Koning Jesus. Wanneer daai geloof sy glans verloor, wanneer die vrees jou beetgepak het, wanneer jy begin twyfel, sê die Here, hoor wat sê hy vir jou. Hy sê vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God. Jy moet nederig raak by Koning Jesus. Jy moet jouself verneder. Jy moet sê, Here, ek gee my oor. Want Here, ek vergewe my dat ek gewankel het. Vergewe my dat ek in my geloof begin twyfel het, Here. Dat ek my glans verloor het. Dan sê hy verder, hy sê, sodat hy julle kan verhoog. Hoor wat Jesus wil doen. Hy wil jou verhoog. Hy kan dit net doen wanneer jy jou verneder voel. Och, prys die Here, is dit die awesome. Ek raak so op my bors trek eintlik toe van opgewondenheid, man. Vers 7, dan sê hy vir my en vir jou, werp al jou bekommernisse op hom. Gaan na Jesus toe, sê Here, mense, maar is nie maklik nie. Dit is nie, maar dit is moontlik. Hoor wat ek jou sê, dit is moontlik. Maar dit kos, onthou net, geloof is nie geloof as daar nie werke is nie. As jy nie dit gaan toepas nie, gaan dit nie niks werk nie. So jy moet begin oefen om jou bekommernisse na God toe te vat, sodat daai geloof van jou kan uitstaan, sodat jy kan wys, dat die Here kan wys,
wat die Here vir jou doen. Is dit nie awesome my boetie en my sussie? So ek nooi jou vandag, jy wat wankel, jy wat begin twyfel in jou geloof, hoor wat sê die woord van God vir my en vir jou. Hy sê verneder jouself, sodat hy jou kan verhoog op die regte tyd. Vers 7 sê, en werk al die bekommernisse op hom, want dis hy wat vir jou sorg. Geen mens kan vir jou doen wat God vir jou doen. Dis 'n belofte. Here, ek wil vir u baie dankie sê. Here, dankie dat u ons regwys, teregwys, Here, hoe ons so dom kan wees, as ek dit mag sê, Here, dat ons twyfel in ons geloof, dat ons twyfel in u, Here. Want tog, as ons twyfel in ons geloof, twyfel ons in u, Here. As ons glans verloor, Here, verloor ons glans in u, Here. En die woord sê so duidelik, ons moet onsself verneder, Here. Here, help ons dat ons onsself kan verneder. Here, help ons dat ons op ons knieë voor u kan buig, dat ons kan sê, Here, hier is ek. Here, help ons Koning Jesus, want op die regte tyd gaan u ons weer verhoog, gaan u ons weer optel, Here. En dis die awesomeste. Geen mens kan jou optel soos wat u ons optel, Here. En Vader, dan sê vir my, u vir my in die woord, ek moet al my bekommernisse vir u gee, Here, dat u sorg vir my. Dankie dat u vir my sorg, dankie dat u my lief het, dankie dat u my goed gevind het, Here, waardig gevind het om vir my te sorg, Here. Here, ek wil u loof, ek wil u prys, Here, ek wil vir 'n boetie sussie buitekant sê, Here, hulle moet vashou aan u, hulle moenie hulle glans van hulle geloof verloor nie, hulle moenie toelaat dat vrees oor hulle kom, Here. En dankie, Here, dat ek weet wat ek weet, dat u nie op ons neerkyk nie, dat u nie ons vertrap nie, maar dat u ons wil verhoog in Jesus naam. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, seën ons deur hierdie dag. Dankie vir hierdie wonderbaarlike dag wat u vir ons bygevoeg het, Here. Ek maak ons toe opnuut onder u bloed en ek seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Ek bid dit in Koning Jesus. Amen. Amen. Wie wat boetie sussie, hoor net wat ek vir julle sê. Hou vas aan God, is die moeite werd, hou vas. Die lewe is nie maklik nie, maar weet jy wat? God gaan vir jou deurkom, hy gaan jou oplig, maar verneder net eers jouself. Lief julle baie, geniet jou dag.